17. Ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak, vir elke werk. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien, dat hulle in hulle self vee is. Dan kunnen weer eens, hy sê hier iets, wat as jy hierdie vers gebruik, buite sy verband, buite die res van die goed, dan klink het verkeerd. Want wat sê hy? Wat is vee? 'n bees en 'n skaap en 'n donkie en 'n perd is vee. Dat hulle kan insien dat hulle in hulle self vee is. Dan praat hy verder, dan sê hy, die uiteinde is dieselfde, maar, daar is 'n maar. Ok, nou kom ons kyk by 18. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, wat? Die onreg en die gereg. Dat God hulle kan beproef, word ek ook ongeregtig soos die wêreld waarin ek leef? Ek kan maar. Almal kroek, nou kroek ek op. Almal steel, nou steel ek op. Almal moor, nou moor ek op. Almal pleeg bedrog, nou pleeg ek op bedrog. En ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef. En God het vir Abraham gesê, gaan offer vir Isak. Hoekom? Want hy wou hom op die proef stel. Hy het hom getoets. Hy het hom beproef. En ons het hierdie swak regstelsel. Word ek ook 'n kroek? Almal is kroeks, nou is ek ook 'n kroek. Wat sê God? Ek het jou getoets. En jy het nie geslaag nie. Het vir Abraham gesê, nou weet ek, dat jou seun, jou enigste van my, nie sal terughou nie. Nou ken ek jou hart, en Vader beproef ons. Hy sê, word jy ook 'n skelm. Dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien, dat hulle in hulle self vee is. Want die lot van die mensekinders, en ook die lot van die veediere, hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterf die ander. En die boer sien daar lê sy bees dood. Die slang het hom gepik. En hy roep sy arbeid, hy sê graue gat, hy gooi die bees in, hy gooi hom toe en het hom begrawe. En 2 jaar later gaan die boer dood. En hulle bel die begrafnisondernemer en hy graue gat, hulle gooi die boer in die gat, hulle maak hom toe. Dieselfde as die vee. Dis wat hy sê. 19. Want die lot van die mensekinders en die lot van die veediere, hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle almal het dieselfde asem. En 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie. Want alles is te vergeef. So ek staan nie bo op die aarde, ek het nog nie in die grond ingegaan nie, dis my waarneming. Ek sien. Net soos daai bees doodgegaan het die oom wie se bees dit was, doodgegaan. Hulle is dieselfde. Alles is te vergeefs. 20. Alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof en alles keer terug na die stof. Al twee word presies dieselfde begrawe. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe en dat die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde? So wat doen Salomo? Hy sê, jy kyk na hierdie situasie en jy sien, dit is net dieselfde. Ek en my hond is dieselfde. En my hond en die kat is dieselfde. En die kat en die bobbejaan in die berg is dieselfde. En ek en die bobbejaan in die berg is dieselfde. Ek is ook vee. Ons gaan op dieselfde manier dood. Ons eet dieselfde. En as jy ons opgrou na 10 jaar, dan kry jy ewe niks. Nou sê Salomo, het jy opgelet, wie het bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe? Boontoe? Wat's boontoe? God is boontoe. En dat die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde. Wat's in die aarde? Die dood. Hy gaan dood, hy is weg. En die mens gaan nie. Jy gaan op boontoe. Ons verskil van die dier. So het ek dan gesien, dat daar niks beter is, as dat die mens hom verheug in sy werk. Want dit is sy deel. Want wie sal hom daartoe bring, dat hy kan sien, wat na hom sal wees? En mens kan Salomo, wat hierdie wysste man ooit is, 'n vraag sien, van, wat is daar meer? Wat kom nog? Kan ek maar opsom deur te sê, wat is na die dood? Is hierdie al wat dit is? Ek sien hoe gaan die bees dood, ek sien hoe gaan die boer dood, maar ek weet, die asem van die mens, kom van God af, en hy gaan terug na God toe. En dis die siel. En die siel word geoordeel. En party siele gaan in sy koninkryk in, en party siele word verwerp.
Vers 14, ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks weggeneem word nie. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. En laat ons vrees, want ons weet, daar's twee uiteindes. Jy kan nie doodgaan in die sin van bewussyn verloor nie. Mense sê jy gaan dood soos 'n hond. 'n Hond gaan dood soos 'n hond. Sy asem gaan na onder toe, hy gaan in die grond en hy gaan weg. Hy gaan nie hel toe nie, hy gaan net weg. Die bewussyn is weg. Die bees is weg. Maar ek en jy nie. Ons asem gaan op. En ons gaan verantwoordelik gehou word vir hierdie lewe. Of jy daarin steur of nie, jy gaan. Om te sê, ek stel nie belang nie, gaan nie maak dat jy nie geoordeel word. Jy op die Titanic gery het, en die kaptein ry in die ysberg vas, en jy sê, wel, dis nou hy wat swak bestuur, niks met my te doen nie, ek distansieer my van hierdie situasie, wat gaan mee gebeur? Jy gaan wat drink. Moet kom, want die kaptein het in die ys vasgery. Ons kaptein het sonde gedoen, soos almal in hierdie boot. En hierdie boot is besig om te sink. En die redder kom na die boot toe, hy sê, vat my hand, ek red jou. Die meeste mense klap sy hand weg. Sê, nee, ek is alright. Hierdie skip lyk of hy het gemaak. Of ek het nie verlossing, ek kan goed swem, of van my, en is dit net verskonings. En die skip gaan sink, en hy gaan onder die water in. En die ouens wat bo op die water dryf, die oomblik as hy skip in die water ingaan, dan trek hy almal wat bo op die water dryf binne toe. Jy moet ver van hom wees. Dis nou maar net die wetenskap. Om te sê, nee, want ek gaan op my eie reg kom. Ek kan nie. Ons het 'n verlosser. Maar hy paai ons nie. Hy smeek ons nie. Ons moet hom vrees. Want hy is die almagtige God. Hy is my skepper. Ek is nie sy skepper nie. Hy het my uitgedink, as ek dit so kan stel. Hy het my geformeer, hy het my gemaak. Hy het my as mens gemaak, hy is God. Ek kan nie vir hom voorwaarde stel nie. Hy stel die voorwaarde. En nou is 'n weg na saligheid. Dis 'n tyd om te soek.